Flip Buys, uitvoerende voorsitter van die Solidariteit Beweging. Malema, hy sê hy wil weer die witman se land vat. Seker nie die eerste keer wat hy dit doen nie. Wat is jou opinie daarvan? Nee, wat ek steur my nie aan hom nie. Dit is van sy tipe politiek. Hy verdwyn deesdae van die radarskerms af. Hy is skuldig bevind al in die hof. Daar's nog hoeveel hangende klagtes teenoor hom. So ek dink nie ons moet ons steur aan wat hy sê nie. Wie betaal sy regskoste, dink jy? Wat hy altyd sulke stellings maak. Wel, ek vermoed maar die ouens wat die party finansier, is maar seker 'n paar ouens wat miskien een of ander politieke of ek wil nie sê korrupsiebande het nie, maar een of ander vorm van waarskynlik hulp kry van Malema self af. En so, dit is maar die ouens wat sy party finansier en ek dink hy finansier dit seker maar uit die party self op. Naledi Pandor, ons voormalige minister van buitelandse sake. Ja. Sy sê sy is nogal teleurgesteld oor hierdie Afrikaanse universiteite word so gebou word. Wat dink jy daarvan? Kyk, ek wil nou sê ek steur ons ook nie daaraan nie. As ons kyk wat in 2020 gebeur het toe Panjasa Lesufi het hy Soltech geweldig aangeval, ons beroepskollege. En dit is warm lig. Dit is maar wat politici doen en mense wat as al jou kaarte op is, dan speel jy die raskaart. En Naledi Pandor, met alle respek, wat het sy gebou toe sy in 'n hele politieke loopbaan. En so ons kry selfs van swart mense, swart kommentators af, kry ons baie ondersteuning vir ons standpunt omdat ons is positief. Ons bou, ons breek nie af nie, ons val nie ander mense aan nie. Ons funksioneer binne die raamwerk van die grondwet en ons vra nie staatsfondse nie. En mense moet maar self besluit, wat kry die ANC reg met al hulle miljarde en triljoene staatsfondse en wat kry ons reg met R100 van gewone mense? Maar 'n Afrikaner eerste beteken nie noodwendig ander gemeenskappe tweede nie. As jy jouself sterk maak, dan is dit 'n voorbeeld vir die ander mense om ook te volg. Natuurlik. Ja, ek wil dit so stel. Vir ons om in staat te wees om die land te help, moet dit goed gaan met Afrikaners. So ons probeer hierso die kulturele infrastruktuur bou sodat Afrikaners verspreid kan voortbestaan, sodat ons 'n blywende bydrae tot die welstand van die land en al sy mense sal kan maak. Maar 'n voorwaarde vir ons om die land te help is dat ons eie gemeenskap ook geleenthede gee. Ek meen, dit is soos iemand wat in die water verdrink, dat jy kan nie nou begin ander mense red, jy moet eers jouself red. So ons sê net, ons kies ons eie kant, dit beteken nie jy's gekant teen ander mense nie, maar daar's heeltemal te min universiteite in die land. En dit is nodig dat daar meer universiteite tot stand kom. En hulle het Afrikaans uitfaseer uit al die staatsuniversiteite uit. En ons bou dit self. Dit is hoekom ons sê, ons sal self. Ons maak nie staat op die staat nie. Ons sien waartoe hulle in staat is of nie in staat is nie. En daarom bou ons, die rede hoekom ons bou is baie eenvoudig. 'n Samelewing kan net voortbestaan as elke geslag leef vir die volgende geslag. As jy soos die ANC maak en die opgeboude welvaart van 'n vorige eeu vernietig deur die land se infrastruktuur, so te laat verswak. As jy dan ook die toekomstige geslagte met skuld oplaai deur die staatsskuld en as jy die huidige geslag se welvaart verspil deur die wanaanwending van belastinggeld, dan is jy besig om werklik waar 'n beskawing dan te vernietig. So ons leef vir die volgende geslag, ons bou vir die volgende geslag en mens beskerm wat jy het. En ons dink skole en universiteite, behalwe dat dit ons reg is dit ook ons voorreg en ook ons plig, want ons het respek vir die wat voor ons gewees het en ons het ook respek vir die wat na ons moet kom. So vir ons dink geslagmatig, ons dink langtermyn. Ons is nie 'n organisasie wat aan verkiesings deelneem nie. Vir ons gaan dit nie oor die volgende verkiesing nie, maar oor die volgende geslag. En die beste manier om vir die volgende geslag te sorg is om te sorg dat hulle wêreldklas opleiding het. Dis dalk 'n bietjie meer van 'n kontroversiële vraag, maar dit voel vir my dis ons Afrikaner ding, maar nie noodwendig 'n Engelse ding nie, om so in geslagte te dink. Dink jy ook so? Nee, wat ek dink daarom, ek het nou toevallig toe ek dan nou gepraat het van die volgende geslag denke, het ek vir Roger Scruton aangehaal, die Britse denker. So ek dink tog dit is ook aan die klassieke Engelse tradisie is ook om langtermyn te dink, om te dink aan die volgende geslag. Maar
dit teenoor die ANC wat die huidige geslag en die huidige infrastruktuur van die land laat verval, wat die omgewings besoedel, wat ons dorpe te gronde laat gaan en so aan. So ek dink ons het nogal baie ooreenstemming daar met die Engelse mense. Dit sal natuurlik wonderlik wees as daar meer mense kom wat ook langtermyn dink, en ek dink dit is noodsaaklik. En ek glo hulle is daar in Suid-Afrika. Ons lees met groot skok en hartseer dat News24 sukkel nou 'n bietjie. Hulle is nou besig om te herstruktureer, mense af te dank, maar hulle staan nog altyd vir die waarheid en vir onafhanklikheid. Wat is jou opinie van News24 in hulle situasie? Kyk, in beginsel is dit baie belangrik dat daar 'n groot mediahuis soos News24 bestaan, en ek dink hulle het ook al van tyd tot tyd 'n belangrike rol gespeel om regeringskorrupsie te ontbloot, om as 'n waghond te dien in die samelewing en so aan. Maar die uitdaging wat ons met News24 het, is dat daar is by hulle in hulle leierskap, nie op die gewone, daar's baie goeie joernaliste en mense wat nog steeds daar werk. Maar in hulle leierskap is daar eintlik mense wat aktiviste is, wat probeer optree as joernaliste. Met ander woorde, nie oor nuus berig nie, maar wat self nuus wil maak. En nou kom hulle met campaign journalism. Hulle kies 'n bepaalde standpunt en dan probeer hulle alles om daai standpunt van hulle dan te bewys. Sodat 'n ou veldtog teen ons wat begin het uit botsings toe die huidige leierskap van News24 nog by die beeld was, en hulle het destyds die PUK as 'n nazi nes dan bestempel, en ons het sterk opgetree daarteen, en want ons het gesê dat dat ons het te veel respek vir die leierskap daarvan die PUK, ons weet wat daar aangaan en so aan, en ons het hulle ook gewaarsku. Dit kan destyds, het ons vir hulle gesê, julle gaan die PUK en die beeld as twee trotse Afrikaanse instellings, gaan julle ongelooflik benadeel, en dit het gebeur. So nou met News24 self het hulle weer op hoeveel maniere het hulle self eintlik in 'n posisie geplaas, weer eens die leierskap, waar hulle weliswaar die ANC gekritiseer het, maar nie die grondslag van die ANC se beleid wat die krisis in die land moontlik maak nie. So hulle het heeltyd die staatsideologie van radikale transformasie het hulle eintlik verduidelik en vertolk vir die bevolking, en hulle wil die bevolking heeltyd eintlik positief oor die ideologie maak. En wanneer daar dan korrupsie is en so aan, hulle het ontbloot, nie omdat hulle die ideologie ontbloot nie, maar bloot omdat hulle gesê het, dis nou mense wat sê net maar oneerlik is of onbevoeg of Dus so. hulle glo self, dis die regte idee is, dis die verkeerde mense wat dit toepas. Presies, ja. En dit is hoekom dit vir ons verskriklik belangrik is, dat daar onafhanklike mediahuise dan bestaan. Maar ek dink wat gebeur het met hulle, is dat hulle heeltemal ingekoop, hulle leierskap in die staatsideologie, in die proses het hulle geweldig hulle geloofwaardigheid verloor by die publiek, en as 'n mediahuis eers sy geloofwaardigheid verloor, dan het hulle moeilikheid. So ek aanvaar hulle probleme kom vandaan van weer die media wêreldwyd het groot uitdagings. Ons weet almal, weet Google, Facebook en hierdie tipe goed, baie van die advertensiegeld wat vroeër na die Suid-Afrikaanse media gevloei het, vloei na Amerika toe. So die een kant is 'n globale verskynsel, maar aan die ander kant ook, as jy die hele tyd teen jou lesers kant kies, as jy die hele tyd jou lesers beveg, die hele tyd beter weterig afpraat met jou lesers, as jy respek vir jou lesers verloor, dan begin jy naderhand dan los hulle jou. As jy hulle los, gaan hulle jou ook los. En daarmee bedoel ek nie dat jy met jou lesers heeltyd heuning om die mond smeer en jy moenie verkeerde dinge onthul of so nie. Maar hierdie ouens is besig die leierskap met campaign journalistiek, en hulle het ons bloot nou as hulle nuutste weer teiken. Dat julle salarisse verdien, dit is maar 'n groot storie. Natuurlik, ja. En dan het hulle blaatante foute in. Mense wat hulle sê wat miljoene rande salarisse verdien, wat nie eens werk by AfriForum. Jy weet, daai tipe van slordige journalistiek. En so dit is hoekom die media sy geloofwaardigheid verloor. Hulle kla baie oor die sosiale media, oor fopnuus in die sosiale media, en dit is so, ons weet almal. Maar dit is maklik om sommer ooglopende fopnuus op een of ander onbekende, amateuragtige webblad dan te herken. Maar die grootste fopnuus in die land is groot mediahuise, soos News24, wat 'n bepaalde agenda het wat hulle dryf en wat hulle die feite eintlik indruk om daai punt van hulle dan te bewys. En ek dink dis 'n groot probleem, dis 'n groot deel van waar hulle moeilikheid vandaan kom. In my
dis net vir my hartseer. Journalistiek is so 'n belangrike beroep in 'n land soos Suid-Afrika en nou lê gewone joernaliste onder 'n leiers se foute. Ek vind dit fascinerend, hulle kruip so weg om net vrae te vra. Soos met die Tony Leon interview onderhoud. Dis nee, dis hierdie vrou wat die vraag vra, sê ek wat jou beskuldig van korrupsie, dis sy wat maar self hulle weet wat hulle doen deur om die vrae daar te sit. Ja. En dis my fascinerend. Hulle sê dis daai persoon wat die vraag vra, is daai persoon ek vra dit nie. Ja, hulle pepper ons van die moratorium met vra meer as 500 vrae vir ons al gevra. Ons stel al genooi en sê hoorie kom praat met ons dat ons vir julle kan sê wat aangaan. Ons erken die wagkontrol van die media, maar ons sê hulle tree meer soos 'n bloedhond op dat hulle probeer absoluut foute fabriseer maar teenoor die ANC se ideologie is hulle soos 'n skoothondjie. En dit is ons probleem. Jy weet, 'n media moet 'n waghond wees. Ons is nie onaantastbaar nie. So ons het nie 'n probleem as media kritiek op ons lewer nie, maar dis 'n groot verskil tussen 'n waghond en 'n bloedhond en dan terselfdertyd om teenoor die ANC se onderliggende staatsideologie wat hierdie land op sy knie het, om dan soos 'n skoothondjie op te tree. Is dit dalk moontlik dat daar 'n bietjie buitelandse invloed hier? Want ek weet die hele woord meer en meer gesien en ek dink rightly so dat julle is 'n westerse kultuur wat hier aan die lewe gehou word hier in Suid-Afrika. Dink jy is daar Chinese, ek meen News24 het baie Naspers. Ja. Connect en Naspers is groot in China. Ek meen is hier dalk buitelandse invloed hier wat jy probeer Mens sal nog nie weet nie, maar ek sou verbaas wees as daar buitelandse invloed is. Ek dink daar kan wel binnelandse invloed wees. Die regering het ons valslik van baie dinge beskuldig, misinformasie wat ons aan die VSA versprei, genocide en al daai tipe goed. En News24 en baie ander mediahuise moes al om verskoning vra. Maar ons beleef beslis dat daar 'n veldtog teen ons is, dat dit is nie net 'n gewone journalistiek weer eens sê ek, dis nie net 'n waghond nie, dit is 'n bloedhond. En dit is hoekom eintlik die mense laat weg dit is wat die mense laat wegbeweeg vanaf die tradisionele media na media soos wat julle doen, soos wat jy op die res van die sosiale media lees. Mense glo nie meer die hoofstroom media nie. Ek dink die statistiek sê minder as 50% van Suid-Afrikaners glo nog die media. En as die media eers sy geloofwaardigheid verloor het, dan het jy 'n probleem in 'n samelewing, want hulle is geweldig belangrik om 'n spieël eintlik op te hou vir mense, om mense in te lig, om mense op te voed, om mense te vermaak. En dit is my jammer dat enkelinge eintlik die media se beeld so skade doen, soos wat ons nou sien by News24. Toekoms vir die solidariteitsbeweging, 5 jaar, 10 jaar van nou, groei julle net van krag tot krag. Sien julle net julle vul hierdie gaping wat dit gelos word deur die regering? Ja, kyk die groot hartseer is maar die staatsverval wat ons kry oor die aantal jare. Ons weet almal wat gebeur. En ons sê ja, ons strategie staan basies op 2 bene. Die een kan natuurlik probeer die verval keer. En probeer jy as sê nou maar as 'n dorp nie water het nie, probeer jy water gee nie net vir die een groep nie. As jy 'n pad regmaak, dan is dit nie vir een bepaalde groep nie, dit is vir almal. Ja, ons doen ook goed wat vir Afrikaners of Afrikaanssprekendes belangrik is. Hulle is ons ledebasis, maar ons wil ook graag hê dat dit moet goed gaan met die land en al sy mense. Dr. Anton Rupert het gesê as jou buurman honger is, gaan jy nie veilig slaap nie. So ons wil ook graag in belang van almal in die land optree. Ons sê nooit ons praat namens almal in die land nie. Ons sê ons wil in belang ten minste in belang van almal optree. As ons veg vir die instandhouding van die regsorde of die vrymarkstelsel probeer beskerm of probeer die omstandighede skep dat mense in die land kan bly. En dit is basies ons plan waar jy kan nie altyd regeringsverval keer nie, maar hulle kan ook nie keer dat ons opbou nie. So dit is vir ons belangrik om saam met die private sektor speel 'n geweldige belangrike rol natuurlik om nie net moed op te gee in die land nie. En ons kan nie net 'n groep wat nie eers 'n poskantoor kan bestuur nou eintlik hierdie land laat verval nie. So ja, aan die een kant keer jy, maar aan die ander kant bou jy. En ons bou aan die kulturele infrastruktuur sodat ons voorspoedig in die land kan voortbestaan, sodat ons 'n blywende bydrae
tot die welstand van die land en al sy mense kan lewer. En ons gaan aan daarmee. Ons gaan nog hulle kry nou swybrand oor ons bou. Ons gaan nog baie ander goed bou. Julle het pas begin. Ons het sopas begin. So ons wil nog 'n onafhanklike skolenetwerk bou. Ons wil akademie verder uitbou. Ons wil nog colleges wil ons nog bou. Mens bou veiligheidsstrukture in die land. Misdaad is 'n baie groot probleem. Ons wil help om nog dorpe en so aan tot stand te bring of ten minste te help ook in stand hou. En so op elke denkbare gebied, want ons sê jy kry twee soorte mense. Die een groep bou uit liefde, die ander groep wil afbreek uit haat uit. En 'n mens moet kies, wil jy 'n afbreker wees of wil jy 'n opbouer wees? En ek weet dit klink snaaks as ek dit sê, maar ek het nog nooit iemand gesien wat iets tot stand bring deur dit te probeer afbreek nie. En dit is hoekom ons glo in die toekoms en ons sê as die staat nie bou nie, natuurlik het hulle plig en hulle verantwoordelikheid en probeer ons hulle verantwoordbaar hou. Maar ons sê dat dit is vir ons 'n groot uitdaging om staatsdienste te lewer sonder staatsinkomste. Dit is ook hoekom ons 'n hele netwerk van instellings bou sodat jy die nodige kapitaal kan kry om hierdie staatsdienste te lewer sonder staatsinkomste. Maar ons kry werklik waar baie ondersteuning en ook goeie ondersteuning as mense sien hulle geld word goed gebruik. Hulle kan sien daar staan 'n college en daar staan 'n skool en daar staan 'n universiteit. Ons kry al hoe meer ondersteuning en ons gaan net voortgaan met bou. Dis lekker om te bou. Laaste vraag, het meneer Anton Rupert opgebring, sy seun. Wat dink jy van sy bydrae in die Withuis incident meeting? Kyk, ek dink maar hy het maar probeer ook om die land se saak te stel. Daai tipe vergaderings met twee presidente, ek dink dis baie moeilik. So ek dink meneer Rupert wil graag aan landsbelang optree en hy wil graag 'n positiewe bydrae lewer. Hy besef ook hoe belangrik is dat dit met die land goed gaan. En jy weet hy is waarskynlik maar ook bekommerd oor die swak verhoudinge tussen Suid-Afrika en die VSA, want ek dink globale sakeman wat hy is, besef hy dat dit is noodsaaklik vir Suid-Afrika om goeie verhoudings met die Amerikaners te hê. Ja, meneer Buys, baie dankie. Baie dankie vir u tyd. Baie dankie hoor.